Goeiedag luisteraars, ek hoop dit gaan goed. Vandag bespreek ons wat is die verskil tussen die sigbare kerk en die onsigbare kerk. En nou hierdie vraag is belangrik want mens kan wonder hoekom daar 'n onderskeid tussen die twee wees. Mens kan wonder wat is hulle verskillende rolle. Mens kan wonder is die een dalk nie meer belangrik as die ander een nie. En om die vraag te antwoord, kom ons bespreek eers wat is die onsigbare kerk. Die onsigbare kerk is almal wat aan God behoort, almal wat aan God behoort het, almal wat nog aan God gaan behoort. Dit is die kerk wat vasgemaak is deur God, deur sy wil. Dis almal wat werklik aan hom glo tot in alle ewigheid, verlede, hede, toekoms. En die skrifgedeeltes in die onsigbare kerk verwys, is skrifgedeeltes is 2 Timoteus 2 vers 19, wat sê dat die Here ken die wat syne is, of Romeine 8 vers 30 wat sê dat God het sekere mense geroep, hy het sekere mense geregverdig, en daardie mense verheerlik hom. So die onsigbare kerk is dus die ware geestelike liggaam van Christus, wat bestaan uit alle uitverkorenes deur alle eeue. En dit is 'n kerk wat tot in alle ewigheid gaan voortbestaan. God is getrou en hy is almagtig. Die wat hy naam toe roep, gaan syne bly. En nou dat ons die onsigbare kerk bespreek het, kom ons bespreek wat is die sigbare kerk. Die sigbare kerk, om dit kort en eenvoudig te stel, is die mense wat jy sien as jy Sondag kerk toe gaan. Dit is die ouderlinge, dit is die diakens, dit is die predikant, dit is die lidmate, dit is die doxa dio op die hoek, dit is die gereformeerde kerk langs jou, dit is die enige kerk aan die ander kant van die dorp. Dit is die kerk hier op aarde, soos hy is, met sy gebreke, met dit wat goed is, met dit wat sleg is. En die sigbare kerk het 'n belangrike rol gespeel, ook in die Bybelse tyd. Die Paulus briewe geskryf het dit aan fisiese gemeentes geskryf. Die gemeentes wat Christus in Openbaring aangespreek het, was letterlike fisiese gemeentes. Dit was die sigbare kerk. Maar die aard van die sigbare kerk is anders as die onsigbare kerk, bloot want nie almal wat in die sigbare kerk is in die onsigbare kerk nie. In Matteus 13 vers 47 tot 48 sê Christus dat die koninkryk van die hemel is soos 'n net wat allerhande visse insleep. Goeie visse, slegte visse, die wat weggegooi word en die wat behou word. So die sigbare kerk sluit almal in, of hulle nou hygelaars is, of hulle nou werklik glo. Maar nou, die vraag wat jy begin gevra het is, hoe werk hulle twee saam, en is die een nie belangriker as die ander een nie? Hoe hulle saamwerk, is dat God werk deur die sigbare kerk. Die sigbare kerk bly belangrik, want God vergader sy onsigbare kerk deur die woordverkondiging, deur die sakramente. Dis die middel waardeur God werk. So dis, hy bly belangrik. Hy is nie onbelangrik of minderwaardig as die onsigbare kerk nie, want God gebruik hom. En die onderskeid tussen die twee is belangrik om te tref, want dit laat ons 'n paar dinge besef. Dat ons besef dat die kerk red ons nie, dit waarsku ons in hierdie eigelaarry, om lid te wees van 'n kerk red jou nie. God kan jou red deur die kerk, maar die kerk is nie jou ticket na die hemel toe nie, as ek so mag praat. En ook om te besef dat daar 'n onsigbare kerk, wat in alle ewigheid gaan voortbestaan, bring vir ons geweldig baie troos, want ons weet dat God se kinders bly veilig in sy hand, al gaan dit nie goed hier op aarde met die kerk nie. Ek bedoel, die GKSA lyk of hulle elke jaar weer meer en meer krimp. Dit kan ons moedeloos maak, maar ons weet God hou sy kerk vas, en dit troos ons. En ja, dit is dit. Dit is als, hulle is anders, maar God gebruik die sigbare kerk om sy onsigbare kerk te vergader, en God bly in beheer. En dit is waarmee ek julle gaan laat, luisteraars. Lekker dag of week verder, afhangend van wanneer ek jou weer sien. Tot ziens.